gesegde. Kan ek weer probeer? Daar is 'n ou gesegde. Hy's aan nie so. Iets anders. Daar's 'n ou gesegde, dit klink vir my asof hy nie anders is, so ek hoop julle hoor my. Maar daar's 'n ou gesegde wat sê hy lieg soos 'n tandetrekker. Ek weet nie of julle al daai gesegde gehoor het nie. Dis iemand sê hy lieg soos 'n tandetrekker. Nou ek weet nie waar daai gesegde vandaan kom nie. Heel moontlik is dit wanneer Boetie of Sussie hy melktande wat nou los geword het en dan sê pappa, kom laat ek net voel. Ek gaan net voel. Ek beloof jou, ek gaan net voel. En as hy hom gevat het, dan is hy uit. So miskien is dit waar die gedagte vandaan kom van om te lieg soos 'n tandetrekker. Maar nou sal julle miskien vandag vir my vra, nou wat het 'n gelieg van 'n tandetrekker met Jakobus te doen? En ek wil net vir julle so stel dat enige persoon wat hierdie teks gebruik om te sê dat die kind van God gewaarborg is van genesing, as hulle bid vir siekte en dan ook soos hulle nou in hierdie teks sê, praat van salwing. Enige persoon sê dat as jy bid vir siekte en jy is gewaarborg dat jy sal genees word, is besig om te lieg soos 'n tandetrekker. Ek het julle verlede Sondag het ek gesê dat is 'n moeilike teks hierdie, wat my betref is dit die moeilikste teks in Jakobus om te interpreteer. En die vraag is, hoekom is dit die moeilikste teks? En ek dink dit is dalk juist dan nou vanweë die verkeerde interpretasie wat hierdie teks en die blootstelling wat mense al daaraan gekry het en die verwarring wat dit veroorsaak, wat maak dat dit die moeilikste teks is om te interpreteer. Want oor jare al sien ons op TV al die sogenaamde healing crusades van Benny Hinn en Rodney Howard-Browne en Kenneth Copeland en al daai mense. Ek is seker daarvan julle het al na Justin Peters video's gekyk ook, hoe hy dit weer lê. En die dinge wat al met hom gebeur het van kinds af in sulke healing crusades. Maar dan saam met dit dan hoor ons ook weer van mense wat dan hierdie wonderbaarlike genesings van getuig wat met hulle plaasgevind het en is iemand daarvan getuig, wie is ons om te sê nee, dis nie die waarheid nie. We sien alles dit bring verwarring. Maar ons moet een ding verstaan is dat hierdie teks word gebruik om stellings oor genesings te maak wat nie die waarheid is nie. Nou, ons moet ook net eers met ons verstaan, ons ontken nie dat God wonderbaarlik kan genees nie. God is God van genesing. Hy kan genees as hy wil. Maar uit my eie ervaring uit en daar in die wêreld waar ons vandaan kom, is daar 'n inryteater net buite die dorp en daar's 'n sogenaamde profeet wat hy lewe nie meer nie, maar hy het gesê hy's 'n profeet wat as jy net jou hand op sy hand op die televisie gesit het, dan word jy gesond. Een van my vriende wat ek geken het daar in die omgewing, het een keer na hierdie ou se kerk toe gegaan en hy het 'n ou vriend van hom daar ontmoet. En die vriend het daar in 'n rolstoel gesit met krikke. En hy vra vir hom nou, wat het met jou gebeur? Wanneer het jy verlam geraak? En hy sê vir hom, ek sal baie doen vir R150. So die persoon was nie verlam gewees nie, maar hy word R150 betaal om in 'n rolstoel te sit en dan vorentoe geroep te word en dan uit die rolstoel geruk te word en sê hy's genees. Dis die tipe leuns wat gedoen word as gevolg van hierdie teks. En as gevolg van hierdie soort blootstelling moet ware Christen predikers dan hierdie leuen weer lê. En om dit te doen moet hierdie teks interpreteer word met die doel om die leuen te weer lê. En dan word daar gekonsentreer op die probleem van die valse interpretasie en dan ook die weerlegging daarvan. En die probleem is dan, die oomblik wanneer dit gedoen word, dan word die werklike probleem wat Jakobus in hierdie teks hanteer, nie meer aangespreek nie. As ek julle net 'n illustrasie kan verduidelik om dit te vertel, nou vir die manne wat nou gaan weet wat 'n V8 en 'n 4-silinder engine is, gaan dit nou verstaan. Die vrouens sal maar vir julle manne vra. Maar daar is ons 'n kar wat staan en hoes en proeter en stotter en dit klink asof iemand met 'n hamer op 'n staalplaat slaan. Klak as hierdie engine loop. En die twee manne staan en stry. Nee, dis een sê is 'n V8 en die ander een sê nee, is 'n 4-silinder. Jy sien, die probleem is dat wanneer jy nou stry oor of dit V8 of 'n 4-silinder is, die werklike probleem van die engine, hy het sy bearings geslaan en hy moet reggemaak word. Dit word nie aangespreek nie. En dit is wat ons sien
wat gewoonlik die probleem is hier in hierdie gedeelte, hierdie verse wat ons vandag gaan hanteer. Ons wil nie staan en stry of dit oor genesing gaan of nie gaan nie. Ons wil hoor wat die probleem is wat Jakobus vir ons vandag teen waarsku in hierdie teks. Ons wil nie 'n argument gaan maak of God genees of hy nie genees nie, of hy ons moet salf of nie moet salf nie. Want wanneer ons deur hierdie teks werk, dan sal julle sien en julle sal oplet dat die sentrale fokus van hierdie teks is gebed. In elke een van die verse wat ons gaan lees, kom die woord gebed in. Nie genesing nie. Maar verder sal julle ook sien dat die tweede fokus op die subfokus van hierdie teks gaan oor sondebelydenis en vergifnis vir sonde, nie genesing nie. So maak julle Bybels oop by Jakobus 5. Jakobus 5, en ons lees saam daarvan vers 13 af tot en met vers 18. Jakobus 5 vanaf vers 13 tot vers 18. Jakobus skryf, hy sê, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red. En die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Elia was 'n mens net soos ons, en hy het ernstig gebid dat dit nie moes reën nie. En dit het op die aarde 3 jaar en 6 maande lank nie gereën nie. En hy het weer gebid, en die hemele het reën gegee, en die aarde het sy vrug laat uitspruit. Julle sal oplet in hierdie gedeelte dan dat Jakobus spreek 3 omstandighede in mense se lewens aan. En hy gee vir elke omstandighede gee hy sy eie oplossing. 3 omstandighede wat in enige mens se lewe kan wees of sal wees of gaan wees met 'n oplossing daaraan. As julle mooi kyk daar Jakobus 5 vers 13, dan sê hy, is daar iemand onder julle wat ly? Laat hom bid. En dan sê hy, is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. Jy sien, hier is 2 situasies wat hy nie meer veel meer detail gee as net om te bid. As jy in daai situasie is, moet jy bid. En as jy in hierdie situasie is, moet jy psalm sing. Maar dan gee hy die derde situasie, en kyk nou weer daar vanaf vers 14 af. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? So dadelik kan ons sien, is daar iemand is wat ly? Is daar iemand is wat opgeruimd is? Is daar iemand wat siek is onder julle? 3 situasies. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep, en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red, en die Here sal hom oprig, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. En hier sien ons 'n persoon wat siek is, en hy moet die ouderlinge inroep. En hulle moet vir hom bid en met olie salf. En verder, hulle moet ook hulle sonde aan mekaar bely en vir mekaar bid, dan sal God die sieke oprig. Dis wat ons sien in hierdie teks. Nou, Jakobus se fokus en ook ons tema vir vandag is genesing van sondesiekte. Genesing van sondesiekte. Dis Jakobus se fokus in hierdie teks. En sy begeerte is dat niemand hulle self sal mislei om te glo dat hulle is eintlik gered terwyl hulle nie gered is nie. Julle weet, ons het nou al baie klem daarop gelê. En daarvoor het hy dan hierdie reeks toetse gegee waarvoor ons volgens hulle dan hulle geloof kon toets om te sien of hulle waarlik gered is of nie. Nou, ons moet verstaan dat terwyl ons so deur hierdie boek gewerk het, het ons baie goeie motivering gesien vir ware Christene om na hulle lewe te kyk en ook om werklik geestelik te groei in sommige areas in ons lewens. Ek is seker daarvan, elkeen van ons kon na hierdie boodskappe luister en 'n area in ons lewe identifiseer waar ons nodig het om te groei. Maar die ene wat ons moet verstaan is, Jakobus het hoofsaaklik te doen en hy het hoofsaaklik met mense gepraat wat besig is om hulle self te bedrieg. En sy begeerte is, met hierdie brief, is dat hierdie mense dalk tot bekering sal kom en gered word. Julle sal onthou dat hierdie mense was arrogant geweest
en hulle wou almal leermeesters wees. Hulle het nie hulle tonge beheer nie, maar hulle het eerder 'n veldbrand aangesteek deur hulle tonge. Daar was oorloë en vegterye onder hulle gewees, vanuit 'n bittere afgunsing en selfsug, die boodskappe wat ons reeds na gekyk het. Hulle het hulle wysheid by die duiwel gekry en daarom allerlei gemeene dade gedoen, soos wat ons gesien het in Jakobus 3 vers 15. Nou, ons moet verstaan, daar kon van die ware Christene wees wat hierdie situasies wat met hom gebeur het. Onthou, al hierdie mense het al hierdie verdrukking op hulle, hierdie pyn en beproewinge oor hulle gebring. En daar was van hierdie ware Christene wat hierdie situasie miskien verkeerd kon hanteer het en daarom deur God gedissiplineer was. Dis moontlik, is nie onmoontlik nie. Hulle kon dalk die beproewinge wat hulle in hoofstuk 1 vers 2 waarvan ons gehoor het, eerder as om gelouterde goud te word, kon hulle in opstand daarteen kom en dit het eerder vir God sou blameer het, wat sou gemaak het dat hulle nie geestelik sal groei nie. Maar hulle het ook teen mekaar begin sug en daarom onder die tigtiging van God gekom. Sommige van hulle se loon was teruggehou gewees en ander was onskuldig voor regbanke veroordeel en het alles verloor. Sommige het selfs familie en geliefdes verloor wat deur die rykes vermoor was en het onder hierdie lyding gesoog en het nie geweet hoe om dit te hanteer nie. Dis alles moontlik wat die situasie in hierdie gemeentes kon gewees het. En net die feit dat Jakobus in hoofstuk 5 vers 7 tot 12 wat ons nou verlede Sondag na gekyk het, vers 12 wat ons gekyk het, net die feit dat Jakobus daar vermaan het om verdraagsaam en lydsaam te wees en nie teen mekaar te sug nie, sê vir ons dat dit was 'n probleem in daardie gemeente gewees. Nou kom hy en hy sê vir ware Christene hoe om die 3 verskillende omstandighede in hulle lewe te hanteer. Vanweë al hierdie tipe konflik en al hierdie verdrukking en beproewinge wat oor hulle pad kom. Hier is 3 situasies en hoe om dit te hanteer. Nou die eerste 2 soos wat ons gesê het, hanteer hy lyding en opgeruimd is in 1 vers, net in vers 13 het hy 2 van hierdie situasies hanteer. Maar dan gee hy 4 verse oor hoe om die situasie te hanteer wanneer hulle sonde siek geword het. En die rede daarvoor is omdat dit 'n bietjie meer kompleks is. Christene word aangemoedig om reg te bid wanneer hulle onder lyding verduur onder beproewing. Dis die een ding wat Christene weet, is wanneer ons lyding onder beproewing het, is die oplossing is gebed. Maar hulle word aangeraai om tydens die goeie tye ook reg te hanteer deur die eer vir God te gee in sang. Maar in die geval van die sondesiekte is dit nie so maklik nie. Dis nie net 'n geval van bid of 'n geval van sing tot die Here en lofsange nie. En daarom gee Jakobus meer detail om te wys hoe die persoon wat sondesiek geword het, moet reageer onder sy spesifieke omstandighede. En dan sluit hy af met gebed. En hy sluit af met 'n illustrasie van 'n effektiewe gebed van Elia. So kom ons begin met die eerste situasie vanmôre. En dit is hoe om lyding onder beproewing te hanteer. Hoe om lyding onder beproewing te hanteer. Vers 13. Is daar iemand wat onder julle wat ly, laat hom bid. Net eenvoudig daar is 'n netjie. Is daar iemand wat ly, laat hom bid. Nou die woord ly hier beteken is iemand wat sleg voel en negatief oor jou omstandighede is. Dit is jou gemoedsomstandighede is omgekrap. Spesifiek beteken hierdie woord of het dit te doen met om sleg te voel of om neerslagtig te wees omdat jy verdruk word, om vervolg te word, mishandel en sleg behandel te word onder die hande van bose mense. Dis die wese van die spesifieke betekenis van hierdie woord. Die Christene in die gemeente was vervolg gewees, met ons onthou, deur die Fariseërs. Onthou, dis die Jode wat in verstrooiing uit Israel uit is, hulle het in ander lande gegaan en daar het hulle kerke gaan plant. So hulle was, deur die Fariseërs was hulle verdruk gewees en vervolg gewees. Hulle was vervolg onder die ongeredde wêreld en selfs deur mede-kerkgangers, soos wat ons nou gehoor het in hierdie brief, wat nog nie gered was nie. En hierdie Jode was ook natuurlik vervolg, net soos vandag, as gevolg van Jodehaat. Dis 'n ding wat die Here dit so bewerk het dat die Jode gehaat word tot vandag toe as deel van die vervolging van die Jode. Maar let op dat Jakobus gee die oplossing vir mense wat lyding verduur. En die oplossing is hulle moet bid. Die woord bid wat Jakobus hier gebruik
is om 'n ernstige oproep tot God te rig om te help. Byvoorbeeld, net nadat Jesus opgevaar het hemel toe, sien ons dat die disippels in Handelinge 1 vers 14 eendragtig volhard het in gebed en smeking. So, dink net daaraan dat daai oomblik is, hulle was saam met Christus en daar gaan Christus op hemel toe en hier is hulle nou alleen op aarde. En wat doen hulle? Hulle bid. Maar waarvoor bid hulle? Hulle het God gesmeek. Paulus gee vir ons 'n idee waarvoor hulle gebid het in 2 Korintiërs 1 vers 3 tot 4. As hy sê, geseënd is die God en die Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerlei verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos word. So, waarvoor hulle gebid het is vertroosting. En die woord vertroosting, parakalon, beteken om hartseer of om steltenis te verlig deur emosionele hulp te gee, of dan die woord parakalon, om langsaan te kom om iemand te help in tye van emosionele stryd. Maar let op dat hierdie disippels het nie gesmeek dat God hulle omstandighede sal verander nie. Hulle het nie gebid dat Christus weer moet terugkom nie. Hulle het gebid dat hy hulle sal vertroos onder daardie omstandighede. Die gedagte is om kommerloos te wees, omdat ons bekommernis aan God oorlaat en hom vertrou om ons te versorg, soos wat Petrus ook gesê het in 1 Petrus 5 vers 7. Spurgeon het gesê dat gebed is die senuwee wat die spier van God in werking bring, in beweging bring. Maar wanneer die beproewinge dreig om ons onder te kry, wanneer dit vir ons soms voel, ons kan nie meer aangaan nie, wanneer ons soms so moedeloos word as gevolg van beproewinge en verdrukkinge wat oor ons lewens kom, meeste wat mense aan ons doen, dan sê Jakobus vandag vir ons, moet ons ernstige smeekgebede na God terug. Maar waarvoor moet ons bid? Dat ons omstandighede moet verander word? Dan wil ek die vraag vra is, as dit is waarvoor ons bid, hoe gaan ons gelouter word as God die omstandighede wat hy toegelaat het in ons lewens om vir ons 'n geestelike les te leer? As God daardie omstandighede nou wegvat voordat ons die geestelike les geleer het, hoe gaan ons leer? So waarvoor moet ons bid? Ek dink die vroeë kerk gee ook weer vir ons die antwoord hierso. En ek wil julle nooi, blaai saam met my na Handelinge hoofstuk 4. Handelinge hoofstuk 4. En die konteks hier is dat Petrus en Johannes verkondig die evangelie. Onthou, dis nou net nadat Christus opgevaar het hemel toe, die uitstorting van die Heilige Gees het nou plaasgevind. Hulle het werklik begin om die evangelie te verkondig. Maar nou word hulle gevange geneem en voor die Joodse raad gedaag en beveel om dit nie te doen nie. En natuurlik ken ons daai baie goeie versie, bekende versie, hulle antwoord dat hulle aan God meer gehoorsaam moet wees as aan mense. Maar lees nou daar in Handelinge 4 vers 23, 4 vers 23 en 24, en nadat hulle losgelaat was, het hulle na hulle eie mense gegaan en alles vertel wat die owerpriesters en die ouderlinge aan hulle gesê het. En toe hulle dit hoor, het hulle eendragtig die stem tot God verhef. Met ander woorde, hulle het eendragtig begin bid. Kyk nou na vers 29, waarvoor hulle gebid het. En nou, Here, let op hulle dreigemente en gee aan u diensknegte om met alle vrymoedigheid u woord te spreek. So met ander woorde, hulle bid, Here, kyk u na die mense wat ons verdruk en na wat hulle doen, maar gee vir ons die krag om u woord met alle vrymoedigheid te spreek. Met ander woorde, hulle het nie gevra dat hulle omstandighede verander moet word nie. Hulle het nie gevra, vat hierdie mense weg. Moenie dat ons gevange geneem word of wat ook al die geval is nie. Hulle het gesê, Here, u kyk na al daai dinge. Geef vir ons net die krag om u werk te doen. Met ander woorde, om aan te gaan in die situasie, in die tyd van beproewing en die dinge onder beproewing ook, het hulle net gevra dat die Here hulle krag sal gee om aan te gaan. Nie om hulle situasie te verander nie. Maar ek wil ook julle aandag vestig op hierdie teks vanmôre. As Jakobus praat, dan sê hy, die opdrag om te bid is ook in die teenwoordige tyd geskryf. En dit beteken om te volhard, elke geleentheid aan te hou om te bid vir God se vertroosting in tye van verdrukking en beproewinge. Die kind van God, die Christen, maak dit sy gewoonte om te smeek dat God ons die krag sal gee om te volhard tot die einde toe, sodat ons die les kan leer wat hy vir ons leer en geestelik sal groei. Dis wat kinders van God doen wanneer hulle onder beproewing kom. Maar ons is geneig om wat te doen?
as ons so onder beproewing kom? Wat is ons geneig om te doen? 'n pity party te gooi, nee. Myself jammer te kry. Op 'n klei te gaan sit en huil oor wat met my gebeur. En dan gewoonlik is die laaste gedagte om te bid. En as ons dan wel gebid op die ou ene, dan bid ons, Here, vat hierdie beproewing af van my af weg. Of selfs as dit beproewing van mense is wat my gedoen het, daardie irritasie wat mense aan my veroorsaak, waarvoor bid ons, Here, vat hierdie persoon uit my lewe uit, of vat my uit hulle lewe uit, of wat ook al die geval is. Jy sien, die Christen gewoonte is om in tye wat ons gemoedere laag is, en ons onder verdrukking lê, na God te draai in 'n ernstige gebed en hom te vra vir krag om te kan volhard in daardie situasie. Nie teen mense te sug nie, of teen omstandighede dalk te sug nie, of selfs ook teen God te sug nie. Want die kind van God sien al die mense, al die omstandighede wat hulle verdruk of wat beproewing oor hulle lewe bring. Kinders van God sien hulle as God se instrument wat besig is om hulle te louter om geestelik te groei. En daarom bid hulle nie dat die Here hulle sal wegvat uit hulle lewe uit nie, maar dat die Here die krag sal gee om te volhard en te leer wat hulle moet leer. So, hoe moet ons lyding hanteer? Maak seker jy is nie onder hierdie omstandighede as gevolg van sonde miskien in jou lewe nie. Met ander woorde, maak seker dat hierdie beproewing wat oor jou pad gekom het, nie is as gevolg van een of ander sonde, wat jy gaan weet jy skuldig aan is nie. Nommer 1. Nommer 2 is, bid vir God se bystand en sy hulp om eintlik te kan volhard en die les te leer wat ons moet leer in hierdie tye wat ons dan lê onder beproewing. Dis die eerste situasie. Maar die tweede situasie wat Jakobus vir ons leer, of wat hanteer in hierdie teks vanmôre, is dan hoe om vreugde in tye van voorspoed te hanteer. So dis nie net hoe om lyding te hanteer nie, maar ook hoe om vreugde te hanteer. Kyk weer daar in vers 13. Is iemand opgeruimd? Laat hom psalm sing. So die persoon wat opgeruimd kan bly gedurende tyd van beproewinge, moet lof sing tot eer van die Here. Laat die persoon wat, maak nie saak hoe die lewe hom druk nie, hy bly altyd opgewek. Hy het altyd 'n glimlag en hy het altyd 'n positiewe antwoord. Hy moet sing tot eer van die Here. Nou, hierdie woord beskryf die persoon wat 'n positiewe en 'n vreugdevolle gesindheid het. Dit maak nie saak of dit fisies goed gaan met hulle of nie. Hulle kan onder die moeilikste omstandighede altyd blymoedig en vol vreugde wees. Dis daardie gevoel wanneer jy net wil sing van vreugde, of jy nou tenor of te goor sing, dit maak nie saak nie. Jy wil net sing, en daardie ouens wat in die stort in die oggende, in die stort net kan sing en uit volle bors uitsing, maar die punt is net, jy moet nie Jan Pierewit sing nie. Jy moet lofsange tot eer van die Here sing. Met die vreugde om 'n kind van God te wees en die werk van God in jou lewe te ervaar, moet net uit jou mond uit wil uitborrel. Dit is gewoonlik in hierdie tye wat ons vergeet om dankie te sê, wanneer dit goed gaan in ons lewens. Ons kan vinnig om vir die Here te bid vir krag, wanneer dit sleg gaan. Maar wanneer dit goed gaan, dan is ons stadig om dankie te sê. En dis wat Jakobus vir ons hier vanmôre sê is, wanneer dit goed gaan, moenie vergeet om dankie te sê nie. Ons vergeet om met dankbare harte vir God die eer te gee. Nou Jakobus gebruik die woord psalm sing. Dit is om lof tot God te sing vir sy goedertierenheid, soos wat Paulus dan ook in Kolossense 3 vers 15 en 16 gesê het, en laat die vrede van God, waartoe julle ook in een liggaam geroep is, in julle harte heers, en wees dankbaar. Laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere, en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. So lofsang tot die Here is 'n ander vorm van gebed. Paulus sê vir die Christene in Filippense 4 vers 6, wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. So as jy ly of as jy bly is, albei moet tot God bid. Die eerste situasie, bid vir hulp. Die tweede situasie, bid en sê dankie vir die hulp wat gegee is. Maar dan staan die derde situasie wat Jakobus hanteer. En dit is hoe om sonde siekte te hanteer. En dit is die hoof fokus van hierdie teks en daarom ook dan die hoof fokus van hierdie boodskap vanmôre. Want hierdie is die mees komplekse van al drie en ook die vers wat, soos wat ek gesê, die meeste misbruik word en verkeerdelik interpreteer word.
Verskillende kerkgroepe het hierdie verse gebruik om hulle spesifieke geloof te bewys met hierdie teks. Soos byvoorbeeld die Roomse Katolieke sien in hierdie teks die opdrag vir die laaste oliesel. Nou die laaste oliesel is wanneer net voor 'n persoon sterf, dan moet die priester kom en dan moet hy gou deur die priester moet gou hierdie persoon salf sodat die laaste sonde van hom weggeneem sal word. Nou ek kan nie verstaan as hulle dit wil doen, hoekom het hulle dan nog 'n vagevuur ook nie? Maak nie vir my sin nie. Maar ek wil net vir u so sê dat hierdie idee moet heeltemal sommer van die begin af met dit verwerp word. Want in hierdie teks, die man wat Jakobus hiervan praat, word hierdie persoon genees, hy sterf nie. So ons kan daai ene maar kan ons verwerp. Die tweede een is dat geloofgenesing, of sommige noem dit goddelike genesing, maar dis eintlik maar dieselfde ding, so sommige dit wil noem, gebruik ook hierdie vers om te bewys dat alle Christene gewaarborg word, dat hulle van siekte genees sal word deur gebed. En dan sommige gebruik dit om siek mense nog met olie te salf ook, om dit dan nou net meer seker te maak, hulle gaan genees word. Nou is nodig om te sê dat al hierdie sieninge verwerp moet word. Ons moet dit verstaan, dit moet verwerp word. En die doel van die boodskap is nie om dit teologies te verwerp vanmôre nie. Ons moet net verstaan, ons moet dit verwerp. Dit beteken nie, as ons dit sê, dan beteken dit nie, ons verwerp die feit dat God iemand kan genees nie. God is soewerein en kan genees, soos en wanneer hy wil. Maar hierdie verse is nie 'n magiese resep vir genesing van enige en alle siekte nie. Wat hierdie teks wel so moeilik maak, is dat selfs goeie en behoudende teoloë verskil van mekaar oor wat hierdie teks sê. En dis wat dit vir my so moeilik maak in die interpretasie van hierdie teks. Die probleem is dat die interpretasie van die woorde wat hier gebruik word, is waar die probleem inkom. Wat beteken hierdie woorde? Byvoorbeeld, wat is hierdie siekte wat Jakobus van praat hier? En dan, wat is die salwing? Is dit 'n fisiese salwing of is dit 'n seremoniële salwing? En wat is die gebed van die gelowige? Jy sien, hierdie terme is moeilike terme om te verduidelik, juis vanweë die agtergrond van om altyd die dwaallering te wil weerlê. En dan, soos ek sê, goeie behoudende teoloë het ook verskillende sieninge oor hierdie terme. Een teoloog skryf, en ek gaan nie hulle name noem nie, is beide twee mense wat ek baie respekteer. Die een teoloog skryf in sy kommentaar oor salwing, as hy dan sê, the anointing with oil in the name of the Lord done by the elders is, kyk nou mooi, is not a reference to some symbolic ceremony. Aleipho, the root from the verb translated anointing, is not used in the New Testament to refer to ceremonial anointing. Baie duidelik wat hy daar sê. Maar hierdie selfde teoloog skryf dan in sy Bybelstudie oor Jakobus, dan skryf hy, anointing him with oil, verse 14, literally rubbing him with oil, possibly this is a reference to ceremonial anointing. So is dit nou of is dit nie? En die een kommentaar sê dit is nie, en die ander een sê moontlik is dit. Maar dan skryf 'n ander teoloog weer, 'n goeie teoloog, wat ek baie respek voor het, en hy verwys na Markus 6 vers 13, waar die disippels juis 'n seremoniële salwing toegepas het. Ons sal net nou by Markus 6 vers 13 kom. So die een teoloog sê, dis nie 'n ceremonial anointing nie. Die ander een sê dit is. So watter een is dit nou? En soos ek sê, ek respekteer albei. En ek besef dat elkeen het sy eie rede hoekom hy sê wat hulle sê. Want ek glo nie een van hulle is verkeerd nie, hulle is albei reg. Maar hoe kan albei reg wees? En kom ons lees weer Jakobus 5 vers 14 tot 16, net om dit weer vir ons vas te maak in ons gedagtes. Jakobus 5 vers 14 tot 16. Hy sê, is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid, nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En die gebed van die geloof sal die kranke red en die Here sal hom oprig. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. So watter siekte is hier ter sprake? Nou soos ek gesê het, ons gaan nie vandag hierdie woorde se teologiese betekenis hanteer nie. Al wat ek wil uitlig is dat hierdie woorde word gebruik, nommer 1, om 'n fisiese siekte te beskryf.
En ook nommer 2, om 'n metaforiese siekte te beskryf. En 'n metaforiese siekte is iemand wat swak geword het, of moedeloos geword het, of depressief geword het, as gevolg van die omstandighede wat op hom neerdruk. Met ander woorde, hulle noem dit 'n geestelike siekte. So hierdie woord kan of 'n fisiese siekte, of 'n geestelike siekte beskryf. Dit is belangrik om te weet, dat Paulus het hierdie woord gebruik om na siekte te verwys as gevolg van swakheid wat gekom het vanuit 'n aanhoudende lyding wat moedeloosheid veroorsaak het. Dink vir jouself in Paulus se situasie en al die aanslae wat daar teen hom was. So hy het hierdie woord gesien as om so moedeloos te word dat jy in 'n geestelike swakheid in verval. Maar Jakobus het hierdie woord gebruik soos dit in die evangelies gebruik word. En daar word dit meer gebruik as 'n fisiese siekte. Onthou dat Jakobus het meer uit die bergpredikasie en uit die spreuke in die Ou Testament aangehaal. Maar onthou dat Jakobus se brief was ook een van die eerste briewe gewees wat geskryf was. Hy het tussen 44 en 49 na Christus het hy geskryf, nie voor Christus, na Christus het hy geskryf. En hy gebruik nie hierdie woord. Jakobus gebruik nie hierdie woord soos wat Paulus hom gebruik het nie. En ons moet daardie verskil, is baie belangrik dat ons dit sal insien. Ons moet dus die konteks bepaal, want dit is die konteks van Jakobus 5 wat vir ons gaan sê, wat bedoel hy met hierdie siekte? En daarom moet ons die konteks bepaal oor hoe Jakobus die woord gebruik het, en nie soos Paulus dit gebruik het nie. En Jakobus se konteks hier is om te bid. Soos wat ons gehoor het, die eerste groep moes bid vir krag om te volhard onder lyding. Die tweede groep moes bid uit dankbaarheid vir die krag gegee om te kon volhard. Maar hierdie derde groep moes bid vir vergifnis, omdat hulle siek geword het. Die manier waarop Jakobus hierdie woord gebruik het, was om te bid vir fisiese siekte. Warren Wiersbe skryf in sy kommentaar oor the Bible Exposition Commentary, dan sê hy, the person is sick because of sin. Verse 15b and 16, the Greek text says, if he has been constantly sinning. So met ander woorde, in Jakobus se konteks is, hier is 'n persoon wat aanhoudend, volhardend, sonde gedoen het, en hy doen nie belydenis daarvoor nie, hy wil nie breek met sy sonde nie, hy hou aan en hy gaan aan met sy sonde, en hy lewe in daardie sonde, en hy wil nie breek daarmee nie, en daarom het hierdie persoon siek geword. Ek dink hulle het siek geword, omdat hulle teen mense gesig het, en onder God se oordeel gekom het. Onthou julle, verlede Sondag, hoekom ek gesê het, dat ek dink, dat vers 12, as ons die konteks daar verkeerd vat, gaan ons die konteks hier verkeerd vat, en ek glo dat hulle onder hierdie siekte gekom, omdat hulle aanhoudend gesondig het, en hulle teen mense gesig, en hulle was nie lydsaam en verdraagsaam met mense gewees nie, hulle het volhard in daardie sonde, en daarom het hulle onder hierdie siekte geval. Hierdie mense het siek geword, omdat hulle volhardend en aanhoudend doelbewus geweier het, om mekaar te vergewe. Die eenheid en die vrede in die gemeente was gebreek, was versteur gewees. Nou kyk nou na die oplossing van wat hierdie siekte is, en dit is waarby ons wil uitkom vanmôre. Heel eerste, roep die ouderlinge in. En let op hier weer eens, ouderlinge, meervoud. The plurality of eldership was van die vroegste tyd die kerk se reël gewees. Kon nie net een man wees wat alles beheer nie, en een man wat sê wat en wat is nie. Dit moet 'n meerderheid van ouderlinge wees. Maar ek sien ook dat die ouderlinge is die gesag wat oor die sonde in die gemeente moet intree. Want onthou, die reinheid en die heiligheid en die eensgesindheid van die gemeente is ook die ouderlinge se verantwoordelikheid. Hulle moet sien dat dit geskied en dat dit gebeur. Maar let op dat dit nie die ouderlinge is wat die siek mense nou uitgevang het en nou kerkdissipline op hulle gaan toepas nie. Dis nie wat hier gebeur nie. Kyk mooi wat Jakobus sê, die persoon wat siek is, hy roep die ouderlinge in. Hoekom? Omdat hy siek is? Roep hy die ouderlinge omdat hy siek is? In die konteks hiervan nee. Want kyk mooi wat is die konteks. Vers 15, selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe wees. Vers 16, bely mekaar julle sonde. So wat is die konteks hier? Die rede waarom hy die ouderlinge inroep, is omdat hy weet dat hy siek is as gevolg van 'n aanhoudende sonde in sy lewe waarmee hy nie wil breek nie. Hy weet dat hy onder God se tugtende hand is, omdat hy nie hierdie sonde wil bely en laat staan nie. Miskien is stap 1 tot 4 van kerklike dissipline alreeds met hom gedoen, en ek dink in 'n groot mate is dit die geval hier.
maar hy weier nog steeds om te breek met sy sonde, dan kan so 'n persoon, let op, ek sê kan so 'n persoon onder die tigtende hand van God val. En nou dat hy siek is, sien hy die onsinnigheid van sy hardkoppigheid. En hy wil sy sonde bely. Maar hy kan nie na die kerk toe kom nie. Hoekom nie? Want hy is uitgesit uit die kerk uit. So wat doen hy nou? Hy roep die ouderling om na hom toe te kom. Hierdie man wil 'n sondebelydenis maak. Daarom roep hy die ouderlinge na hom toe. Wiersbe sê ook verder in sy kommentaar met betrekking tot die konteks van Jakobus 5. Hy sê, this parallels 1 Corinthians 11 verse 30. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep, have died. Want dit is wat die woord sleep beteken in 1 Korintiërs 11. James has described the church member who is sick because he is being disciplined by God. This explains why the elders of the assembly are called the man cannot go to the church to confess his sins. So he asked the spiritual leaders to come to him. The leaders would be in charge of the discipline of the congregation. En dit is die hartklop van hierdie teks. Blaai gou vir my na 1 Korintiërs 11 toe. Ons gaan net nou daarby uitkom met die nagmaal, maar blaai net vir my na 1 Korintiërs 11 toe. Dat ons net hierdie gedagte vasmaak in ons harte en ons gedagtes voordat ons verder gaan. Kyk mooi na in 1 Korintiërs 11. Dan sien ons in vers 27 skrywe Paulus, hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood eet of die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. So kyk nou verder vers 30. Daarom is daar onder julle baie swakkes en sieklikes en 'n aantal het ontslaap. En nou, baie belangrik wanneer dit kom by kerkdissipline, vers 31 en 32 skryf Paulus, hy sê, want as ons onsself beoordeel het, sou ons nie geoordeel word nie. Maar as ons geoordeel word, word ons deur die Here getuigtig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel mag word nie. So wat Paulus in werklikheid hier sê is, wanneer daar aanhoudende sonde in iemand se lewe is, dan moet ons, binne in die gemeente, moet ons dit eerder self hanteer, sodat God nie hoef te tugtig nie. Maar as ons dit nie self gaan hanteer nie, gaan God dit op die ou ende tugtig. Jy sien, daar is 'n siekte as gevolg van volhardende, onbelyde sonde. En daar is selfs 'n siekte tot die dood toe, soos 1 Johannes 5 dit ook vir ons verduidelik. En daarom is kerkdissipline eerder 'n saak van liefde en nie veroordeling nie. Die skuldige kom roep die ouderlinge na hom toe. Iets wat in elk geval nie meer in vandag se kerke gedoen word nie, maar wat eintlik uiters noodsaaklik is. As daar iemand in 'n gemeente is wat met 'n volhardende sonde in sy lewe sit wat hy nie wil bely en laat staan nie, en hy worstel met hierdie sonde en hy het al later aan siek geword oor die bekommernisse en van alles van hierdie sonde en alles wat gebeur, en ons kan maar gaan kyk na wat die internet vir ons sê oor hoekom word mense siek, oor wat aanhoudend leuns vertel of wat aanhoudend bekommerd is en onder angs lewe en al daardie dinge kan ons gaan kyk. En wat moet gebeur is, wat kinders van God moet doen is, voordat ons by daai punt kom waar ons fisies siek word, moet ons na mekaar toe gaan en sonde vergifnis, sonde belydenis gaan doen en dit van ons harte afkry, dat ons in vrede kan lewe. Maar nou kyk nou mooi in die teks hier vandag. Wat doen die ouderlinge wanneer so 'n persoon na hom toe kom? Veroordeel hulle hom? Nee. Hulle bid dat die Here hom sal vergewe op grond van sy belydenis van sy sonde. En hier is die gebed van die gelowige. Hier kom die gebed van die gelowige. En wat beteken die gebed van die gebed van die gelowige? Dis nie een of ander soort spesiale gebed wat net sommige mense kan bid nie. Dis nie net mense wat dalk die gawe van genesing het nie, want onthou, toe Jakobus dit geskryf het, was die gawe van genesing nog in plek gewees. So, ons kan ook vra, hoekom het hierdie persoon dan nie maar iemand ingeroep wat die gawe van genesing het? Hoekom die ouderling? Dis eenvoudig net dat die ouderlinge se lewe is reeds uitgesorteer, of is veronderstel om te wees. Dis hoekom hulle ouderlinge is. En hulle het nie iets wat tussen hulle en God staan nie. Met ander woorde, die pad tussen hulle en God is oop, en 'n ernstige gebed kan van hulle af na God toe gerig word. Hulle gebede is wat Paulus vir Timoteus geleer het in 1 Timoteus 2 vers 8, ek wil dan hê dat die manne op elke plek moet bid, en heilige hande optref sonder toorn en twis. En die fokus daar is sonder toorn en twis. Jy kan nie bid terwyl daar toorn en twis in jou lewe is nie.
En die ouderlinge is daardie manne wat kan bid omdat daar nie toorn en twis in hulle lewens is nie. Maar onthou, Petrus het ook dieselfde gesê toe hy vir die manne gesê het in 1 Petrus 3 vers 7, om verstandig met julle vroue saam te lewe. Hoekom? Sodat julle gebede nie verhinder sal word nie. So met ander woorde, die gebed van die geloof is wat Christus gesê het in Johannes 14 vers 13 tot 14, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader en die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. Om in die naam van Christus te vra, is om volgens die wil van God te bid. En in Jakobus se konteks dan is dit om te bid vir vergifnis van sonde vir hierdie persoon wat sy sonde belydenis kom maak het, is in die wil van God, want God wil sonde vergewe. En daarom een gebed wat God wel altyd sal beantwoord. As die persoon wat siek is hierdie vergifnis ontvang, raai wat gebeur dan? Dan sal God hom genees van die siekte wat die Here as straf oor hom gebring het. Dis wat Jakobus vir ons leer hier vandag. En let ook op dat die gebed van die gelowige word oor die sondaar wat siek geword het gedoen, is een van die min plekke, indien nie die enigste plek in die Nuwe Testament, wat hierdie woord saam met gebed gebruik word nie. En dit beteken om iemand in sy teenwoordigheid vir hom te bid, of om in 'n posisie van gesag oor die persoon vir hom te bid. Dit beteken dat die gebed word in sy teenwoordigheid, in daai persoon se teenwoordigheid gedoen, of vanuit die posisie as gesag om vir hom te bid, en daarom die ouderling in die posisie van gesag, om vir hom te bid, namens hom te bid, dat God hom sal vergewe vir die sonde wat in sy lewe, wat onbelyde sonde is, wat hy gekom het en bely het. So waarvoor moet hulle vir hom bid? Vir genesing? Is dit wat Jakobus sê hier? Nee. Vir krag? Ek dink ook nie. As dit die geval was, sou elke persoon waarvoor gebid word, genees moes word. Dink mooi daaraan. As dit is wat Jakobus hier sê, dat God sal die sieke oprig as persoon wie se gebede nie verhinder word, vir hom dan bid, dan beteken dit elke persoon wat nog ooit voor gebed was, moes gesond geword het. En ons weet dit gebeur nie. Want Jakobus sê dat as hierdie gebed en hierdie salwing gedoen word, sal die Here daardie persoon opwek of oprig. En ek wil die vraag vra vanmôre, is ons net logies dink daaraan, kan dit wees wat Jakobus hier bedoel? En duidelik nie. Ons weet dat nie almal word genees waarvoor ons bid nie. En as hulle nie genees word nie, wie se skuld is dit nou? Want gewoonlik is dit of die persoon wat siek is, wat sonde in sy lewe het, of nie genoeg glo nie, of is die ouderlinge wat nie genoeg glo nie. Want jy sien, iemand moet die skuld kry en God kan nie die skuld kry nie. Jy sien, ek wil vir u sê, nee, my liewe mense vanmôre, die ouderlinge bid nie vir genesing nie. Hulle bid dat die Here hierdie man se sonde sal vergewe. En wanneer sy sonde vergewe is, sal die Here hom oprig uit sy siekbed uit. Kyk verder, kyk mooi na vers 15. Selfs as hy sonde gedoen het, sal dit hom vergewe word. Vers 16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond sal word, of kan word. Baie duidelik, word fisiese siekte en sonde aan mekaar gekoppel in hierdie verse. En ek dink die derde situasie is mense wat fisies siek geword het, omdat hulle teen mekaar gesig en vals gesweer het, soos wat ons verlede Sondag gehoor het. En hulle is siek geword, omdat hulle nie die liggaam en die bloed van die Here in ag geneem het nie. Wat beteken dit om die liggaam en die bloed van die Here aan te neem, of ag te gee daarop nie? Dit beteken om Christus en sy kruisdood en sy genade te misbruik in die opsig van, ja, ek wil al God se genade hê. God moet genadig wees vir my as ek sondig en as ek verkeerde dinge doen en ek het God se genade nodig, maar ek weier om daai genade wat ek gratis ontvang het vir iemand anders te gee. Dit is om die Here se liggaam en sy bloed te minag. Vers 9, sodat julle nie veroordeel word nie. Vers 12, sodat julle nie onder 'n oordeel val nie. Hulle word deur God geoordeel. Dit is God se dissiplinering. En nou sê Jakobus vir hulle, Jakobus 5 vers 16, bely mekaar julle misdade. Bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Jy sien hierdie teks, die siekte in hierdie teks in Jakobus 5, is 'n konteks waarin hy praat, is God se tugtiging, omdat hierdie mense teen mekaar gesig het.
Die Here het hulle getuigtig omdat hulle teen die liggaam en die bloed van die Here gesondig het, soos wat ons sien in 1 Korintiërs 11 vers 27 en 29. Hulle ontvang die genade, maar wil nie genade gee nie. En daarom het hulle die ouderlinge ingeroep om 'n opregte skulderkenning te maak, sodat hulle vergewe kon word. Hulle het die eenheid en die liefde in die gemeente verbreek deur 'n volhardende stryd en onvergewensgesindheid teenoor mekaar. En God het hulle siek gemaak. En die enigste manier om gesond te word van hierdie siekte was om vergifnis te vra. David getuig in Psalm 32 as hy sê, toe ek geswyg het, met ander woorde toe ek nie vergifnis gevra het nie, het my gebeente uitgeteer in my gebrul die hele dag. Want u hand was dag en nag swaar op my. My murg het verander soos deur somergloed. My sonde het ek u bekend gemaak en my ongeregtigheid het ek nie bedek nie. Ek het gesê, ek wil aan die Here my oortredinge bely en u het die ongeregtigheid van my sonde vergewe. Maar ek wil vanoggend wil ek 'n groot maar. As ek dit in groot rooi letters daar kon skryf, wil ek dit graag doen. Stop net eers 'n oombliekie hier. Ons moet een ding verstaan, is dat siekte is nie altyd die gevolg van sonde nie. Ons lees in 1 Johannes 9 vers 1 tot 3 van 'n blinde man wie se oë Jesus herstel het. Die disippels het toe vir hom gevra, wie het gesondig dat hy blind was? En Jesus se antwoord was, hy het nie gesondig nie en sy ouers ook nie. Daarom moet ons verstaan, nie elke fisiese siekte is as gevolg van sonde nie. Job was baie vroom geweest en hy was opreg en godsvreesend geweest en hy het afgewyk van die kwaad, lees ons in Job 1 vers 1. Sy probleme was nie as gevolg van onbelydene sonde nie. Maar ons moet verstaan, daar is tye wanneer fisiese siekte aan sonde gekoppel kan word of gekoppel word. Ons sien in Numeri 12, lees ons van Miriam wat teen Moses gespreek het. En wat doen die Here? Die Here slaan Miriam met melaatsheid. Numeri 12 vers 10. Verder lees ons van Gehasie, is nog so 'n voorbeeld. Nadat Elisa vir Naaman die melaatsheid genees het en Elisa nie vergoeding wou aanvaar het van hom af nie, het sy diensknegt Gehasie agter Naaman aangeloop en die vergoeding gevat. Toe Elisa hom vra wat hy gedoen het, het hy vir Elisa gelieg. En daarom is hy toe met melaatsheid geslaan. So ons moet verstaan dat soms, en dink mooi, julle moet dit regtig mooi verstaan, nie gereeld nie. Dis nie 'n ding wat baie gereeld gebeur nie. Maar soms was siektes die direkte gevolg van sonde. Dit het nie baie gebeur nie. Miskien 3 of 4 keer in die Bybel wat ons daarvan lees. Maar soms was sonde met siekte gestraf gewees. Dit was die geval hier in Jakobus. Die fisiese siekte en onbelyde sonde word hier aan mekaar gekoppel. En as jy bid vir vergifnis vir die sonde, dan sal God die siekte hanteer. Ons moet baie mooi verstaan. Elke keer as jy 'n verkoue kry of 'n griep het of 'n loopneus het of wat ook al, beteken dit nie dat jy nou dit gekry het as gevolg van sonde in jou lewe nie. Maar daar is tye wat God 'n persoon se sonde straf deur vir hulle siekte te gee wat hulle plat op hulle rug in die siekbed sal plaas. En dit is die konteks van Jakobus 5 vers 13 tot 18. Fisiese siekte en onbelyde sondes gaan saam. Jakobus gee nie in hierdie teks 'n oop uitnodiging om vir enige siekte te bid met 'n waarborg dat die persoon wel genees sal word nie. Jakobus gee die prosedure vir 'n persoon wat deur God getref is met siekte as gevolg van volhardende onbelyde sonde en miskien selfs ook kerkdissipline. Die ouderlinge hoor sy sondebelydenis. Hulle hoor dit aan en hulle bid vir God se vergifnis. En dit is al. God maak gesond nadat hy vergewe het. En onthou, God weet wie's opreg. Maar hoe gaan ons weet of ons 'n sonde siekte het? Hoe gaan ek weet vandag as ek miskien een of ander siekte onderlede het? Hoe gaan ek weet of dit as gevolg van sonde? En die antwoord is, jy sal weet. Jy sal weet. Wanneer jou gewete jou aanhoudend bly aankla, en jy weet dat jy skuldig is, en jy's gedurig deur en altyd is jy bewus van jou skuld, van hierdie spesifieke sonde wat in jou lewe is, wat jy nie bely nie, wat jy nie miskien bereid is om te bely nie, of wat jy te trots is om te bely, maar jy sal weet as daar 'n sonde in jou lewe is, wat jy nie wil bely nie. Miskien is kerkdissipline reeds op jou gedoen, en jy het geweier om jou skuld te erken, en jy het fisies siek geword, omdat dit jou die hele tyd pla, dan sal jy weet wat om te doen. Wat Jakobus vir ons hier leer vanmôre.
God sal jou nie siek maak, onthou dit net nie. God sal jou nie siek maak oor sonde nie, en nie vir jou sê wat daai sonde is nie. God sal jou nie siek maak, dat jy moet gaan worstel en gaan rondploeter om uit te vind nie. As God jou siek maak oor 'n sonde, onbeleide sonde in jou lewe, dan sal hy ook vir jou sê wat dit is. Maar asseblief, moet nie sonde agter elke siekte gaan soek nie. Dit sal werklik die uitsondering op die reël wees. Maar nou, in dit alles het ons nog nie by die probleem gekom van salwing nie. Ons het dit nog nie aangeraak nie. Wat beteken om in die naam van die Here met olie te salf? En daar word basies 2 betekenisse aan hierdie woord ook weergegee waar die verwarring bring. Die eerste een is dat dit is 'n seremoniële salwing, wat dan 'n magiese krag gee sodat die persoon genees sal word. Maar dit is ook iets wat eintlik verwerp moet word. Maar ons moet onthou dat daar is wel 'n seremoniële salwing wat in die Jode se tyd gebruik was. In Markus 6 vers 13 wat ons net nou na verwys het, sê en hulle het, as die disippels het baie duiwels uitgedryf en baie siekes met olie gesalf en gesond gemaak. En daar is 'n Nuwe Testamentiese versie wat die salwing van olie as 'n seremoniële seremonie gebruik was. Salwing is iets wat, onthou, is iets wat deur die Jode begin was. Jakob is die eerste opgetekende geval in die Bybel wat hy die klip waarop hy geslaap het die nag toe God aan hom verskyn het, die volgende oggend met olie gesalf het in Genesis 28 vers 18. En ons moet verstaan, daar is baie maniere en redes oor hoekom die Jode salwing gedoen het, maar nie vir vandag nie. Ons het nie tyd, ons gaan dit nie hier kan uitsorteer nie. Wat ons moet verstaan is dat salwing in Jakobus se konteks kan moontlik hierna verwys. Maar die tweede betekenis kan ook wees, dit is eenvoudig net 'n medisinale gebruik. En ek neig meer na hierdie geval toe in 'n sekere opsig. Ek dink albei is reg, maar onthou, ons lees ook in Jesaja 1 vers 6, van die voetsol af tot die hoop toe is daar geen heelplek aan nie. Maar wonde en kwesplekke en varshoue, hulle is nie uitgedruk of verbind of met olie versag nie. So jy sien, olie het 'n medisinale gebruik. En hulle was gebruik daarvoor om wonde in te smeer, om iemand te verwelkom in sy huis. Daarom het hulle Christus se hare met olie gesalf. En om net mense wat in jou huis inkom van daardie warm son af met olie in sy gesig te smeer, is die sonbrand en om net daardie sonbrand te verlig. Sien, daar was baie gebruike waarvoor hulle olie gebruik het om mense te salf. Ons kan nie in dit insien 'n magiese gebeurtenis of 'n magiese seremonie wat sê, as jy iemand dan met 'n bietjie olie salf op die voorkop, dan gaan hy gesond word nie, want dis nie wat Jakobus hier leer nie. Aangesien die mense van wie Jakobus hier praat geslaan en mishandel was hulle lywe seer en styf van die harde werk in die warm son. Hulle sou hulle lywe ingevryf het met olie en dan vir hulle gebid het. In werklikheid is die Grieks, die konteks en die struktuur van die Griek sê dat terwyl hulle gesalf het, het hulle vir hulle gebid. Of terwyl hulle gebid het, het hulle vir hulle gesalf. Jy sien, die werklikheid, die les vir ons vanmôre is, dit maak nie saak watter een van hierdie 2 Jakobus na verwys nie. Ons moet onthou dat Jakobus een van die vroegste boeke was, soos wat ek net nou gesê het. Jakobus was 'n toegewyde Judaïs gewees, wat voordat Christus met hom gepraat het, nadat Christus opgestaan het uit die dood. En Jakobus het nog baie Joodse gewoontes gehad. So die vraag wat dan in my hart voorkom, as dit dan moontlik 'n seremonie was, hoekom doen ons dit dan vandag nie meer nie? Die Jode het 'n baie uiterlike godsdiens gehad, nee, onthou dit. Hulle het 'n baie fisiese, sigbare godsdienststelsel gehad van offers en feesdae wat hulle onderhou. Maar onthou dat toe Christus by die put van Sigar met die Samaritaanse vrou gepraat het, het hy vir haar gesê in Johannes 4 vers 23, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid. Want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. Met ander woorde, Christus en hierdie vrou was in gesprek en sy het gesê, ja, maar ons aanbid op die berg en julle in Jerusalem. En Christus sê, nie op die berg nie en ook nie op Jerusalem nie. Met ander woorde, nie die uiterlike aanbidding nie, maar deur die innerlike mens opreg en eerlik voor God. Ons het nie meer uiterlike seremonies en dinge wat ons doen om 'n dieper geestelike betekenis of God se krag in beweging te bring nodig nie. Ons innerlike gees is op God gefokus, van God afhanklik, in gees en in waarheid. En daarom aanbid ons vanuit die opregte innerlike mens, nie in uiterlike simbole en seremonies nie.
Gebed is waar die innerlike mens in opregtheid met God kontak maak. Ons sien eers die persoon bid en vra vir krag, of hy sê dankie vir krag. Die een wat as gevolg van siekte onder 'n sondebesef gekom het, roep die ouderlinge in vir gebed. En nou is dit die ouderlinge wat bid, en dan die gemeente bid almal saam vir iemand wat siek is, omdat hy gesondig het teen die liggaam en die bloed van die Here, en vergifnis vra, sodat hulle gesond sal word. En hier is die krag van gebed. Nie 'n superchristen wat een of ander supergebed kan bid nie. Alle Christene kan bid. En is ons innerlike mens wat God aanbid. En daarom sluit Jakobus af met die illustrasie van Elia se gebed. Elia was ook 'n mens net soos ons. Hy het ook soms in geloof gestruikel, toe hy weggehardloop het vir Jezebel. Maar hy bid dat daar nie reën in Israel sal wees nie. Hoekom het Elia daardie gebed gebid? As gevolg van die verskriklike afgoderry van Agab en Israel, wat geweldig ver van God af weggehoreer het geestelik. En nadat Elia die Baal-profete doodgeslaan het, en Israel teruggekeer het na God toe, waarvan ons lees in 1 Korintiërs 18 vers 37 tot 39, klim hy toe op die berg Karmel, en hy bid vir reën, en God het reën gestuur. Jy sien, Elia se gebed is 'n illustrasie van beantwoorde gebed, omdat dit volgens die wil van God gebid word. Want God het vir Elia in 1 Korintiërs 18 vers 1 gesê, dat hy wil reën gee. So Elia het volgens God se wil gebid, nommer 1. Maar Elia se gebed is ook om te illustreer, dat God vergewe en rig weer op, want Israel het ver van God af weggereer. En God het vergewe, en hy rig hulle weer op, soos wat na die reën kom en die plante groei weer, en alles herlewe weer. En dit is die konteks van Jakobus. Soos God Elia se gebed beantwoord het en reën gegee het, so sal God die gebed van die regverdiges beantwoord, omdat daar niks in hulle lewe is wat God se gebede sal verhinder nie. En die sonde sieke, wat sy sonde teenoor hulle bely het, sal vergewe word, en sal ook genees word. Daarom, as jy lyding verduur, en jy is bang jy gaan onder sonde val, bid vir die Here om vir jou krag te gee om te volhard onder daardie omstandighede, en die geestelike les te leer, wat jy moet leer. As jy opgeruimd is, en jy is bang om ondankbaar te wees, bid en gee erkenning aan God, deur vir hom dankie te sê, vir die situasie waarin hy jou gebring het. En dan laastens, as jy weet jy het sondesiekte, roep die ouderlinge in, en maak 'n opregte sondebelydenis, en God sal jou vergewe en gesond maak. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir u liefde en u genade. Dankie vir hierdie woord, Here. Dankie dat ons sin kan maak in 'n teks wat al deur die jare soveel onsin wat mense daaruit haal en oor praat en net in 'n verwarring inbring, Here. Maar dankie ook, Here, dat ons vanmôre een werklike besef kan besef. En dit is dat u woord vir ons sê, u haat sonde, en u sal nie sonde ongestraf laat nie. En Here, ons besef, as kinders van God struikel ons maar dikwels, want ons is vlees, en ons vlees is swak. Maar Here, ons weet ook dat u het u gees in ons binneste gegee, soos wat ons nou al gehoor het. U het ons verseël met u Heilige Gees. En u Gees lei ons in die volle waarheid, soos wat u vir ons in die woord sê. En daarom is daar tye wanneer ons weet, ons is in bewustelike, volhardende, onbelyde sonde. Sonde wat skade doen, en ons maak nie daardie skade reg nie. En Here, as ons so na hierdie konteks luister, dan besef ons dat dit is 'n sonde wat teen die liggaam, teen die gemeente van Christus gedoen word. En daardie sonde kan net 'n sonde wees van om nie versigtig met ons tonge te wees, mekaar seer te maak met wat ons sê en hoe ons dit sê. En soms is dit 'n geval, Here, waar mense weet hulle doen dit, maar hulle gee nie om nie en hulle bely nie hulle sonde nie. En dan kan ons verwag dat daar 'n siekte sal kom as gevolg van u tugtiging. En Here, as dit in so 'n geval is, as daar iemand is wat worstel met 'n siekte, wat weet dat hulle siek is, omdat hulle nie 'n sekere sonde in hulle lewe wil bely nie, dan bid ons, Here, dat ons 'n gemeente sal wees. Dat Houtkruis so 'n gemeente sal wees, waar ons die ouderlinge sal inroep, en dat ons belydenis voor hulle sal doen met 'n opregte begeerte om vergewe te word. En dan die wete, Here, dat waar u vergewe, daar sal u ook genees van die siekte. Maar bo dit alles, Here, wil ons 'n gemeente wees wat in vrede en in liefde saam woon, saam lewe, soos wat ons is, Here.
En ons wil bid dat ons nie gemaklik sal raak en houtgerus sal word met die vrede en die liefde wat ons onder mekaar het en dalk iewers te struikel nie. Laat ons hierdie woord, hierdie boodskap vandag vir ons aanhoudend sal aanmoedig en bewus maak, Here, dat dit is iets waaraan ons moet aanhoudend werk om die eenheid te bewaar en die liefde te bewaar. En wanneer ons dan nou ook weer so in die nagmaal by mekaar kom, Here, help ons om dit te onthou en hieraan herinner te word. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.